sodat ons tot U eer ook werksaam kan wees. Here Jesus, U is ons enigste verlosser en saligmaker. U wat aan 'n kruis die mag van die dood oorwin het, die sonde oorwin het, en die ewige lewe kom moontlik maak. O Heilige Gees, U wat hier saam met ons is, wat in ons woon en deur ons werk. Dankie vir U absolute nabyheid in ons lewens. En dat is ons, hoe eensaam, ons nooit alleen kan wees nie, want U is by ons, om ons te help. Dankie dat ons hier in die kerk vandag by mekaar mag wees, Here, om so U grootheid te besef, om so U grootheid te oordink, en ook te besef hoe kosbaar U deel wees van ons lewens is. En Here, waar ons nou uit die woord gaan lees, en dit gaan oordink, wil U tot elkeen van ons spreek, sodat dit wat ons hier sê en doen, sal strek tot die eer en verheerliking van U naam. Here, gee asseblief vir ons geopende ore en ontvanklike harte daarvoor. Ons bid dit en vra dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons lees vandag saam met die woord van die Here uit die Nuwe Testament en ons lees saam uit die Evangelie van Matteus. Matteus, die 22ste hoofstuk, van ons die eerste 14 verse saam lees. Matteus 22 vanaf vers 1. Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Hy het toe sy slawe gestuur om die wat na die bruilofsfees genooi is, te roep. Maar hulle wou nie kom nie. Nog 'n keer het hy 'n ander slawe gestuur met die opdrag: Sê vir die genooides, kyk, ek het 'n feesmaal gereed gemaak. My beeste en my vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilofsfees. Maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie en weggegaan, die een na sy stuk grond, die ander na sy besigheid. Die res van hulle het sy slawe gegryp, hulle sleg behandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword. Hy het sy soldate gestuur, daardie moordenaars om die lewe gebring en hulle stad afgebrand. Toe sê hy vir sy slawe: Die bruilofsfees is gereed, maar die genooides was dit nie waardig nie. Gaan dan uit na die kruispaaie en nooi soveel mense na die bruilofsfees as wat julle kan vind. Toe het daardie slawe uitgegaan na die paaie en almal bymekaar gemaak wat hulle teëgekom het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. Toe die koning ingaan om die gaste te sien, sien hy daar 'n man sonder 'n bruilofskleed aan. En hy vra vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Maar die man het geswyg. Toe sê die koning vir die dienaars: Bind sy voete en hande vas en gooi hom uit in die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Ons lees net tot sover. Gelukkig is elkeen van ons as ons hierdie woord hoor. Soveel te meer is ons gelukkig as ons hierdie woorde opreg glo, in die hart bewaar en ook uitleef in die wêreld daarbuiten. Broers en susters, kom ons sing weer voor die prediking saam met Psalm 471. En kom ons bedoel ook hierdie woorde as ons dit saam sing. Soek allereers die koninkryk van God
en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee, uit sy oorvloed. Halleluja, amen. Ons sing dit tweemaal saam, Psalm 407. Geliefdes, ons teksvers is die tweede gedeelte van die 4de vers en ook vers 5 van Matteus 22. Sê vir die genooides: Kyk, ek het my feesmaal gereed gemaak. My beeste en die vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilofsmaal. Maar hulle het nie daaraan gesteer nie en het weggegaan. Die een na sy stuk grond, die ander na sy besigheid. Hulle het hulle nie daaraan gesteer nie. Broers en susters, kom ons dink vandag na oor wat werklik vir ons in die lewe belangrik is. Wat is vir u belangrik? Miskien is daar van u wat nou vir 'n oomblik dink en sê, verhoudings. Verhoudings is regtig baie belangrik. Jou familieverhoudings, jou vriendeverhoudings, die verhoudings wat 'n mens het met jou kollegas by die werk. Dit is dinge wat verskriklik belangrik is, want daarop kan jy jou lewe bou. Dit onderhou bietjie jou gemoed en dit versterk jou gemoed. En as daar struikelplekke in die lewe kom, dan is dit juis hulle wat jou deur daardie tyd dra. Ja, verhoudings bied aan jou daardie geleentheid om erns te behoort. Om te kan sê, ek is deel van. Miskien is daar van ons wat sê, ja, verhoudings is goed, maar gesondheid is belangrik. Want as mens gesond is, dan kan jy dinge aanpak. En nou praat ons nie net van fisiese gesondheid nie.
Ons praat ook van emosionele gesondheid, geestelike gesondheid. As jy nie gesond is nie, is alles vir jou een te veel. Dan voel dit asof die hele wêreld op jou skouers lê en jy nie meer weet wat ek kan doen. As jy nie gesond is nie, sukkel jy om die lewe te geniet, om jou doelwitte en jou drome na te jaag. Miskien is daar van jy wat sê, jou doel in die lewe, dis die belangrike. 'n Mens moet altyd so gaan lewe, dat die doel wat jy het, sigbaar moet wees, oral waar jy gaan. Of dit nou by jou werk is, en of dit daar by jou stokperdjies is, of dit net sommer jou persoonlike doelwitte is, dit is goed wat jou lewe betekenis het. As jy voel, maar ek dien 'n doel hier in die samelewing. Miskien was daar van iemand aanvanklik gedink het, geluk is belangrik. Want as mens gelukkig is, en jy het vrede, en jy het tevredenheid, met alles om jou, dan is jou lewenspad alreeds baie maklik. En daarom is dit so belangrik, dat 'n mens jou geluk moet gaan soek. Waar soek ons daardie geluk, is ongelukkig ook deel van die vraag. Miskien is daar van ons wat dink, maar groei is belangrik. Want die oomblik as ek maar net stagneer met my lewe, dan voel dit ook asof hy niks beteken nie. So daai groeiproses, dit is die belangrike in ons lewens. Of dit op 'n professionele vlak is, en of dit op persoonlike vlak is, dit kan lei tot 'n vervulde lewe. En broers en susters, ons gaan so aangaan om dinge te noem wat belangrik is. Wat vir mense belangrik is. Wat vir die wêreld belangrik is. Maar die vraag is, waar pas ons geloof in dit alles in? Ons leef so in dit wat die wêreld van ons vra en soek en gee. Maar waar pas ons geloof op hierdie belangrikheidslys in ons lewe? Of het geloof vir ons deesdae maar net 'n gerieflikheidssaak geword? Waar ek my geloof beoefen, my Christendom uitleef, wanneer dit my pas, soos dit my pas, as ek lus het daarvoor, of as dit dalk my dwing in 'n noodsaaklikheid, dat ek daaraan moet gryp. Of is geloof dalk die belangrikste saak in my Christenwees? Geloof kan nooit daardie een saak wees wat maniseer met dokter wanneer dit op my pad kom, of wat die bekommernisse moet oplos as ek daarmee gekonfronteer word, of my deur krisisse in die lewe moet help nie, of die gerieflikste van almal moet sorg dat ek eendag kan hemel toe gaan. Waar hierdie gerieflikheidsgeloof deel word van ons lewens, is die simptome ongelukkig ook altyd dieselfde. Ons kan bou aan die verhoudings met mense, maar ons verhouding met God sal sy sprankel verloor. En ons Christendom sal maar soos 'n lastige, dooie routine word. Miskien selfs sommer 'n enorme las, 'n onnodige ekstra, wat in elk geval net my tyd en aandag in beslag wil neem. 'n Geloofsbeweging waar ek die terme en voorwaardes wil stel en deur niemand voorgeskryf wil word nie. Vir my gelief, vir niks anders nie.
En al glo ons in God, en dan is hy teenwoordig in ons lewens, lyk ons lewens dan presies soos daardie mense sin wat niks met God te doen wil hê. Al sê ek dan ek is 'n Christen, beteken dit inderwaarheid niks. In hierdie gelykenis wat ons vanoggend saam gelees het, word daar vertel van 'n gasheer, 'n pa wat vir sy seun 'n bruilofsfees hou. 'n Pa wat moeite doen vir sy seun. Maar as ons hierdie gelykenis so begin lees, dan klink dit ook asof dit op 'n fiasco afloop. En nie omdat die gasheer God nie voldoende moeite gedoen het met die fees nie, maar omdat mense en hulle keuses en hulle optredes die uitloop of die verloop van hierdie hele feesmaal in 'n ander rigting wil stuur. Hierdie gasheer het lank beplan aan hierdie geleentheid. Hy het die meeste vet gemaak. Hy het die vee voorberei. Daar is geslag en die kos is gemaak. Alles is gereed. En die gaste moet nou hierdie feesmaal kom bywoon. En broers en susters, hier is eintlik 'n baie interessante gedeelte wat hier afspeel, omdat dit in daardie tyd anders gewerk het as in ons tyd vandag. Daar was 'n eerste uitnodiging, waar die gasheer sy slawe uitgestuur het na die mense toe en vir hulle gesê, my seun gaan trou. Julle moet die datum oophou. Ons gaan 'n groot feesmaal daar hê en julle moet kom deel aan hierdie verrigtinge. En dan het die mense gesê, is reg, ek is daar. Ek aanvaar die uitnodiging. En wanneer alles nou gereed gemaak is, die beeste is geslag, die tafels kreun van kos, die verrigtinge is aan die aanbreek, dan is die slawe vir 'n tweede keer uitgestuur en gesê, alles is nou gereed, julle moet nou kom. In hierdie gedeelte wat ons dan lees, is die tweede uitnodiging. Dan gebeur daar niks. Hy stuur selfs die slawe vir 'n derde keer en sê, julle moet nou kom, alles is gereed. Maar die een is daar na sy stuk grond toe om dit te gaan kyk en gaan bewerk. En 'n ander een is met sy besigheid besig. Hy het nie nou tyd daarvoor nie. Dis nie belangrik vir hom om by hierdie feesmaal te wees nie. Ander dinge het intussen prioriteit geword. En van hierdie genooide gaste het sommer van hierdie slawe om die lewe gebring. Hulle doodgemaak omdat hulle nie gehou het van hierdie uitnodiging en die verleentheid waar hulle nou is om te gesê het ons kom, maar nou nie meer lus het om daarin deel te neem. Vol verskonings probeer hulle eie weg soek. Maar duidelik was die probleem dit. Dit wat vir hulle belangrik is die dinge waarmee hulle besig hou. Dit is die dinge wat hulle nie voor omgee om opofferings te maak nie. Dit is die dinge waarvoor jy selfs in opstand sal kom as jy nie jou sin kry nie. Dit is die dinge waar mense sal voorgee om iets te wees, al is hulle dit ook nie. Die probleem is, jy hou jou op en besig met daardie dinge wat vir jou belangrik is. En as dit nie vir jou belangrik is nie, sal jy 'n verskoning hê oor hoekom jy dit nie gedoen het nie. Of nie daarin belangstel om by daardie spesifieke geleentheid te wees. En hoe maklik dink ons die verskonings uit nie. Hoe maklik raak ons nie betrokke
met leuns nie. Want verskonings is heel dikwels halwe waarhede wat volle leuns is. En die gevaar dat ons so vasgevang word deur dinge wat oënskynlik belangrik is. Ja, ons is so besig met ons eie programme en ons is so besig met ons eie dinge. Ons is so besig met ons dagtake. Ons is so besig met die en ons is so besig met daai en ek het nie tyd vir dit nie en ek het nie tyd vir dat nie. Dat ons ook later nie meer die roepstem van ons gasheer hoor nie. Dat ons nie meer die belangrikheid van sy stem in ag neem nie. Dat ons so ons eie roetes en ons eie rigtings inslaan. Dat ons selfs begin wonder, maar wat het van hom geword? Ja, die gevaar is dat ons later ook glad nie eens meer belangstel om tot eer vir die Here iets te wil doen. Liewe broer en suster, God is daar en God leef. God is elke dag in ons lewens teenwoordig. God is elke dag by elke een van ons 100% teenwoordig. Hy is nie party dae net so 20% deel van my lewe nie. Hy is elke dag 100% daar om jou hand te vat. Om vir jou te help, want jy is vir hom belangrik. Jy is syne. Jy behoort aan hom. En hy wil jou nie net aan jou eie genade oorlaat nie, want hy weet wat die gevolge daarvan is. Jy sal verdwaal. Jy sal in die moeilikheid beland. Hy is daar, om soos 'n goeie herder jou te lei. Elke dag oorlaai hy ons met goeie en wonderlike gawes. En elke dag nooi hy ons uit om dit raak te sien. Hy nooi ons uit om juis in sy teenwoordigheid uit te styg bo ons omstandighede. Want hy wil met ons 'n lewenspad stap. Christen wees, 'n gelowige wees, is nie iets wat ek nou maar net of sê ek doen, of vir myself as 'n etiket wil aantrek vir die voordele wat dit vir my inhou, of vir die gerief daarvan. Christen wees is om die verantwoordelikheid van navolging na te kom. Dit begin by 'n gesindheid. 'n Gesindheid waarmee ek dinge aanpak. Dit begin by daardie gesindheid om te bepaal wat vir my belangrik is. En as dit vir my belangrik is, en belangrik genoeg is, sal ek ook nie omgee om die opofferings daarvoor te maak nie. Sal dit vir my nie 'n straf wees nie, maar sal dit vir my 'n vreugde wees. Iets wat ek met blymoedigheid sal wil doen. As dit vir my belangrik is, sal ek vol vertroue ook dit gaan uitleef. Want ek besef, God is met my besig. God self is my groeiproses. God self is die doel van my lewe. God self is daar die een persoon met wie ek in 'n verhouding nie net wil nie, maar moet staan. God self gee vir my geluk en vreugde en tevredenheid. Maar ons moet die belangrikheid daarvan besef, voor dit werklik waarde sal kry. Eerskomende Sondag het ons ook die geleentheid
na die nagmaalfees te kan kom. Om te kan kom deelneem hier aan die tafel van die Here. Die bruidegom, Jesus kom na sy bruid, die kerk, soos ons daarvan lees, ook in Openbaring. En God nooi ons uit om aan sy feesmaal te kom deelneem. Hy is die gas. En hy kom gee homself vir ons. In sy liggaam en in sy bloed wat vir ons aan 'n kruis gebreek is. En ons moet besluit hoe belangrik dit vir ons is. Ons moet besluit wat gaan ons daarmee maak. Gaan ek daaraan deelneem? Of gaan ek maar weer 'n verskoning hê oor hoekom ek nie by die nagmaal uitkom nie? Broers en susters, hoe reageer ons op die uitnodiging van God om deel te hê aan dit wat hy graag vir ons wil bied? Hy wil vir ons alles gee, elke dag. Ons moet dit aangryp, want daar sonder is ons verlore. Ons kan 'n hele lys hê van dinge wat dalk belangrik mag wees. Maar as God nie heel bo aan daardie lys is, sal al die ander dinge hulle krag verloor. Die Here is gereed om ons te help. Die Here is gereed om met ons 'n lewenspad te stap. Kom ons hoor sy stem en kom ons volg hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, onse Here. U Here is die belangrikste in ons hele lewe. U is nie net in ons lewe belangrik nie, U is in die ganse skepping die belangrikste, want niks sou gewees het as U nie was nie. En niks sal kan bestaan as U nie is nie. En daar is vir ons geen hoop as U nie vir ewig sal wees nie. Maar dankie dat U dit anders is en dat ons kan deel in U genade. Here, wil U ons help om ons geloof as belangrik te sien. Wil U ons help om ons geloof elke dag uit te leef in woord en in daad. Wil U ons help om die kinders te wees wat U ons bedoel het om vir U te wees. Here, wil U asseblief ook in hierdie week saam met ons wees in ons werksaamhede en al ons aktiwiteite. Lei ons asseblief daarin. As dit U wil is, gee dat ons dit suksesvol ook sal kan afhandel. Dat ons ook in hierdie sukses geluk mag ervaar. Tevredenheid kan beleef. Wil jy asseblief ook saam met hulle wees wat siek is, wat in hospitale is, wat met behandelinge besig is. Hou asseblief U hand ryklik oor elkeen uitgestrek. Here, ons bid hierdie dinge en ons vra dit alles net as dit U wil is, in Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons sing weer saam as antwoord ook op die prediking, Gesang 203, die eerste, tweede en derde strofe daarvan. Loof die Here, al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Kom ons sing hartlik saam, Gesang 203, eerste, tweede en derde strofe, en na die seëngroet as wegsendingslied sing ons saam Grondlied 104, daarvan ook al drie strofes.
in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Dit doen hy elke oomblik van elke dag. Amen. Broers en susters, ons het 'n gemeentevergadering soos dat jy op die kalender gesien het. Ek vra dat jy ons asseblief net 'n paar oomblikke sal gee om ook hierdie kort vergadering met u te deel.